Kom ons kyk nou na geskiedenis. In kwartaal 1 het ons baie na die San en die Khoi gekyk. Nou gaan ons kyk hoe die vroeë Afrika boere met die San en die Khoi geïntegreer het. Nou eenheid 1 gaan oor wanneer, waarom en waar die eerste Afrika boere hulle in Suid-Afrika gevestig het op bladsy 41 in jou handboek. Nou omtrent 3000 jaar gelede het mense in Sentraal-Afrika begin gewasse plant. Nou in daai dae was jou gewas jou mielie, jou koring en jou sorghum. Boere moes gereeld trek omdat die gewasse al die groeikrag uit die grond gehaal het. Boere het ook beeste en skape begin aanhou. Nou waarvandaan het die boere gekom? Die vroeë Afrika boere het meer as 1000 jaar gelede in die Bosveld in noordoostelike deel van Suider-Afrika ingetrek. Hulle het skape en beeste begin aanhou en ook met koring en sorghum begin boer. Party boere het yster gesmelt en gereedskap daaruit gemaak. Hulle het ook met ivoor handel gedryf. Nou ivoor is renoster se horing en ook olifantande wat baie geld werd is in vandag se lewe. Dis kom hulle olifante en renosters stroop. Die meeste Afrika boere het in klein nedersettings, bekend as opperhoofgebiede, gewoon. Die leier was die plaaslike hoofman. Een van die vroeë koninkryke was Mapungubwe in Limpopo. Nou later in die jaar gaan ons meer leer oor Mapungubwe, want dit is 'n erfenis in die Limpopo provinsie. Die boere het gedurende die verskillende tye van die jaar verskillende soorte weiding gebruik en met beeste van Suurveld na Soetveld getrek. Nou hier gee ek vir jou 'n paar fotootjies van hoe hulle in die vroeë tye geboer het. Daar is 'n olifantstand wat ivoor het. Daar regsbo is 'n paar boere wat lyk of hulle pouse het. Hulle sit wel stil, hulle hardloop nie soos julle rond gedurende met pauses nie. En dan daar's vir julle 2 foto's van koring en sorghum. Hoe vind ons uit oor die vroeë Afrika boere? Daar is nie geskrewe dokumente oor die bewegings van die vroeë Afrika boere nie. Geskiedkundiges werk saam met argeoloë. Die argeoloog is mos iemand wat die verlede bestudeer, om ons te help om uit te vind hoe die nedersettings van die vroeë Afrika boere gelyk het. Nou eerstens die krale. Die meeste vroeë Afrika boere het in klein nedersettings gewoon. Nou families het saam in 'n aantal hutte in 'n sirkel om die veekraal gewoon. Nou daar het ek vir jou 2 fotootjies gegee om dit vir ons maklik te maak. Hulle het in 'n sirkel vorm met die vee binne in die veekraal. Want met verloop van tyd het die Khoi en die San slim geword en so het hulle die beeste en die skape begin steel by die boere. Omdat die boere die San en die Khoi vertrou het. OK, gereedskap en yster. Die boere het ystergereedskap gebruik en yster was nie in elke kraal gekry nie. Dus moet die boere ruilhandel vir gereedskap wat hulle nie gehad het nie. Ysterskoffels en byle was belangrike gereedskap. Nou die kos. Boere het graan geoes en geberg in pitte wat in die grond uitgegrawe is. Hulle het graan en sorghum met molstene tot meel gemaal. Nou daar het ek vir jou 'n fotootjie gegee hoe hulle die sorghum en die graan fyn gemaal het tot meel. Siening oor die grond vir die jagter-versamelaars, die San, veewagters, die Khoi en die vroeë boeregemeenskappe was grond baie belangrik. In die boeregemeenskappe het almal 'n reg gehad op grond waar hulle vee kon wei en hulle gewasse kon plant. Daar was soms konflik tussen hoofmanne in droë tye, as gevolg van gewasse wat nie kon groei en daar nie genoeg kos was vir die vee nie. Nou interaksie met die Khoisan. Die vroeë Afrika boere en die Khoisan het baie met mekaar in aanraking gekom. Die Sanjagter-versamelaars het honderde jare langs die boeregemeenskappe gelewe. Sanmense het die boere se vee opgepas. Sommige boere het die San se gereedskap ook selfs gebruik. Die vroeë Afrika boere het gedink dat die San spesiale kragte gehad het en hulle gevra om reën ritueel uit te voer. Nou ek hoop julle het hierdie eenheid geniet. Ek het vir julle 'n werkkaartjie uiteengesit. Voltooi dit,
Doen dit netjies en geniet dit. Lekker dag.